Welkom by nog 'n episode van Verhouding Fix. Hierdie is 'n reeks waar ons saam dink oor temas wat relevant is vir gesinne en mense wat in verhouding leef. Nou vandag wil ek so 'n paar gedagtes met jou deel oor saamgestelde gesinne. Dit is nou daardie kleurvolle, maar partykeer ook ingewikkelde huishoudings wat deesdae al hoe meer die norm word in ons samelewing. Statistiek wys vir ons dat minder as 1/3 van Suid-Afrikaanse kinders vandag in tradisionele kerngesinne groot word. Die meerderheid ervaar of 'n enkelouer huishouding of 'n vorm van 'n saamgestelde familie. Elke gesinsstruktuur, of dit nou tradisioneel of enkelouer of saamgesteld is, het natuurlik ook bepaalde uitdagings. Maar dit is nodig dat ons spesifiek kyk na die uitdagings binne ons saamgestelde gesinne en hoe ons dan ook sinvol daardeur kan navigeer. Want kom ons wees eerlik, die paaie wat hierdie gesinne partykeer moet loop, sluit ook 'n paar stylbulte in. Partykeer is daar lojaliteitsstryde tussen ouerpare, daar is gemengde finansies, daar is verskillende ouerskapstyle, daar is dalk die rou oor wat verlore is in 'n vorige gesin, maar dan ook die hoop van 'n nuwe storie en 'n toekoms wat ontgin kan word. Maar net omdat die pad vir sulke gesinne partykeer moeiliker is, beteken dit glad nie dat dit minder heilig is nie. En ek praat uit ervaring ook in my werk met gesinne, dat God ook juis in hierdie gesinne kragtig werk en dat sy liefde en genade ook in hulle 'n dieper verbintenis kan bring en dat hy 'n mooi storie kan skryf. 'n Saamgestelde gesin sou ons daarom 'n lewende kunswerk kon noem. Dis amper soos 'n kleurvolle venster waardeur genade op 'n nuwe, vars, maar ook 'n verrassende manier kan skyn. Nou die beeld wat dadelik by my opkom as ek oor 'n saamgestelde gesin dink, is een van 'n mosaïek. Stel jou gou-gou 'n groot mosaïek voor in 'n kathedraal. Nou partykeer lyk daardie beelde, veral as jy dit van nader bekyk, nogal chaoties. Daar is skerwe van verskillende kleure, party stukkies is effens gekerf en party het al dof geraak na jare se slytasie. Maar as jy so 'n paar tree teruggee en hierdie fragmente ontvou dalk dan in 'n prent wat nooit net in 'n enkele stuk marmer vasgevang sou word nie. En so is saamgestelde gesinne ook vir my. Dis mense met uiteenlopende DNA en stories. Dis kinders wat partykeer oor naweke heen en weer moet beweeg tussen ouerpare. Dit is stiefouers wat hulle posisie en hulle rol moet uitkerf in die gesin. Dit is grootouers wat nou vir 2 groepe kleinkinders geskenke moet gee. Dis vakansieplanne wat al hoe meer ook deur verskillende huishoudings in ag geneem moet word. Sommige van hierdie gesinne se verhale begin partykeer met die rou van 'n egskeiding of dalk die seer van die dood van 'n ander ouer. Ander weer met die hoop van 'n nuwe liefde en die belofte van 'n tweede kans. Maar sodra God se hand ook oor hierdie skerwe gaan, dan vorm hy patrone van liefde en geduld, maar ook oorvloedige genade wat 'n mens nie vooraf sou kon teken nie. Dis interessant, die Bybel self is ryk aan sulke skakerings. Ek dink sommer aan Jakob se huishouding in Genesis 37. Jakob het 12 seuns by 4 vroue gehad. Halfbroers wat mekaar verkoop het. Jaloesie wat 'n familie amper gebreek het. En tog gebruik God hulle uiteindelik om 'n hongersnood af te weer en sy volk te bewaar. As jy na Matteus 1 toe blaai, dan sien jy ook Jesus se voorgeslag. Almal ken die verhaal van Tamar met haar skandaal, van Rahab, die heidense prostituut, van Rut, die weduwee uitlander, en van Batseba wat deur koning Dawid se sonde ook geraak is. Nou geen van hierdie stories is natuurlik perfek nie, maar God weef dit alles in die tapisserie van verlossing, waardeur sy seun ook uiteindelik na hierdie wêreld toe kom. En dit op sigself is hemelse kuns. Stukkies van verskillende herkomste, van uiteenlopende pyn en verwagtinge, maar saam in God se lig word dit 'n prent van hoop wat vir geslagte lank daarna bly glinster. So die vraag is, wat is 'n saamgestelde gesin? Wanneer 'n nuwe huwelik of 'n lewensvennootskap tot stand kom
en een of albei volwassenes kinders saambring uit vorige verhoudings, dan praat ons van 'n saamgestelde of 'n blended gesin. Nou in Suid-Afrika is dit allermins 'n uitsondering. Ek het aan die begin genoem dat daar 'n groeiende persentasie kinders is wat vandag grootgemaak word deur stiefouers, deur grootouers of selfs ander familielede wat die primêre versorgers raak. Partykeer deel kinders 'n dak met volwassenes wat glad nie bloedverwant is nie, maar wat steeds sorg en stabiliteit bied. Sommige huishoudings het 'n stiefma en 'n stiefpa. Ander weer het 'n ouer wat ver weg werk en net nou en dan kan huis toe kom. Nog ander het dalk oupas en oumas wat permanent moet inspring en help met die kinders se versorging. Kinders kan ook oor naweke tussen huise pendel. Hulle kan halfbroers en susters hê wat ander vanne het en ander kulture verteenwoordig. En dis alles goed en wel, want die Bybel herinner ons dat God se familie strek altyd wyer as net bloedfamilie. In Romeine 12 vers 5 word dit bevestig: al is ons baie, is ons een liggaam. Ons is verskillende ledemate, maar ons is aangewese op mekaar. Kom ons wees eerlik, wanneer verskillende gesinne met hulle uiteenlopende agtergronde so onder een dak bymekaar kom, dan bring dit ook 'n spanningsveld van lojaliteite, maar ook verwagtinge saam met dit. Kinders voel baie kere in twee geskeur. Gee hulle nou 'n drukkie vir 'n stiefma, dan wonder hulle of hulle eie ma se gevoelens dalk gaan seer kry. Vertrou hulle dalk 'n stiefpa, vrees hulle dat hulle eie pa dit as verraad gaan beskou. Stiefouers aan die ander kant beweeg ook baie kere op dun ys. Hulle wil graag lief hê en leiding gee, maar hulle is onseker oor watter grense hulle nuwe rol toelaat en of respek eers verdien moet word. En intussen bots ouerskapstyle baie kere met mekaar. In die een huis is daar dalk streng reëls oor bedtyd en skermtyd, die ander huis laat weer groter vryheid toe. En in die middel is daar dikwels kinders wat verward is oor wat reg en verkeerd is. Wanneer die ander biologiese ouer of heeltemal afwesig is of intens betrokke bly by elke besluit, dan word eenvoudige reëlings soos skool en vakansies en mediese kostes 'n diplomatieke mynveld. Nou voeg nog hierby die dubbele stel skoolfooie of die aparte verjaarsdae, die heen en weer petrol ingooi. En jy besef gou-gou dat begrotings en selfs kalenders ook baie keer saam geblend moet word. Hierdie ruwe kante maak 'n saamgestelde gesin natuurlik nie minder waardig nie, maar dit maak dit meer eg. En daarom roep die evangelie ons ook om mekaar met genade te hanteer. Soos wat Jesus gedoen het daar met die vrou in Johannes 8. Hy het haar tegemoet gegaan, sonder veroordeling, maar met 'n uitnodiging tot 'n nuwe lewe. En so behoort ons ook vir mekaar ruimte te gun, om die kompleksiteite van so 'n gesin eerlik uit te pak, maar ook saam te groei. Nou die pad van 'n saamgestelde gesin is daarom nie net 'n kronkelpad vol slaggate nie, maar is eintlik ook 'n roete na 'n nuwe geleentheid vir groei en ontwikkeling. So ek dink die eerste geskenk van so 'n gesin is dat daar nuwe verbande vir kinders vasgelê word. Want skielik is daar nog 'n volwassene by 'n sportwedstryd. Daar is nog 'n stem in die koor van aanmoediging. Daar is iemand wat kan help met huiswerk verduidelik en nog iemand wat kan hoor as 'n hart dalk seer is of as die dag te lank was. Hierdie mense of hierdie ouers verdien nie 'n kind se liefde vir hulle biologiese ouers nie, maar hulle verdiep, kan ons sê, die emosionele reservoir waaruit hulle ook veiligheid kan put. Vir ouers is dit ook 'n oefening in die gee van onvoorwaardelike liefde. Jy word genooi om 'n kind lief te hê wat dalk nie dadelik vir jou mamma of pappa gaan sê nie, om te belê sonder die waarborg van enige dividende. En ek dink dit is prakties wat Paulus bedoel het as hy in Efesiërs 5 skryf dat die Here ons so lief gehad het dat hy sy lewe tot ons voordeel weggegee het. So word die hulp met huiswerk, die middagetes maak en die logistiek van 'n skoolkarry, alles alledaagse liturgiese handelinge. Dit word klein offers
wat ook iets van Jesus se groter offer weerspieël. Binne 'n saamgestelde gesin is daar dan ook die geleentheid om sterker geloofsbande te bou, wat nie afhanklik is van genetika nie, maar van keuse. Wanneer jy besluit om vir iemand 'n pa of 'n ma of 'n boetie of 'n sussie te wees, dan wys jy eintlik dat liefde sterker is as biologie. En dis presies hoe die kerk ook funksioneer. Handelinge 2 skets vir ons 'n gemeenskap waar mense uit verskillende tale en kulture saam geëet het, saam gebid het, hulle besittings gedeel het, maar ook die Here geloof het. En ja, hulle was dalk nie bloedfamilie nie, maar hulle was 'n geloofsfamilie met die Gees as hoof. So 'n gesin wat oor ouerhuise en vanne en kulture strek, word eintlik 'n mini-afbeelding van hoe die koninkryk van Jesus ook kan werk. Nou tot dusver het ons gesels oor die waarde van saamgestelde gesinne. En in die laaste gedeelte wil ek graag vir jou 'n paar gedagtes gee oor hoe dit prakties kan werk. Ek dink in die eerste plek, soos met enige verhouding, is goeie kommunikasie tussen alle lede van die gesin baie belangrik. Praat openlik en gereeld met mekaar. Krapperigheid in gesinne word nie genees deur ons stilstype nie, maar eerder daar waar mense bereid is om ook saam te praat en gehoor te word. Kom daarom in 'n goeie ritme om 'n gereelde afspraak te maak. Dalk iets soos 'n vaste aand elke week waar ons die TV en die selfone kan wegpak. In die kring kan ons dan vir mekaar vra, hoe was jou week? Wat was vir jou lekker? Wat was dalk moeilik? En onthou om ek-boodskappe te gebruik. Ek was hartseer toe jy dit en dit gedoen het, in plaas daarvan dat jy maak my altyd kwaad wanneer dit en dit gebeur. Hoe meer ons hierdie mini-vergaderingkies hou, hoe minder kan frustrasies ophoop tot hulle ontplof en hoe makliker raak dit vir ons om te deel. In die tweede plek dink ek ook, is dit belangrik dat ons kinders se bande met hulle biologiese ouers sal respekteer. Wanneer die rol van stiefouerskap begin, is dit wys om aanvanklik die dissipline aan die biologiese ouer oor te laat en self net 'n ondersteunende mentorrol te speel. Moedig kinders aan om ook spesiale dae soos verjaarsdae en Moedersdag en Vadersdag ook met hulle biologiese ouers te deel as dit moontlik is. In die derde plek moet ons onthou om ook nuwe rituele en tradisies te vorm. En dit kan uniek wees aan julle huis. Dit kan so eenvoudig wees soos om op Vrydag-aande dalk tuisgemaakte pizza te maak waarin die hele gesin kan saamwerk. Of dalk 1 minuut seëngebede elke oggend as julle die huis verlaat. Ek dink herhaling van sulke tradisies skep 'n gevoel van eenheid en omgee vir almal. En dan is die boodskap in die gesin duidelik. Elke lid in hierdie gesin het 'n plek en is belangrik. In die vierde plek, kom ons wees sensitief vir die verskillende kalenders en tydskedules. 'n Gesamentlike kalender kan nogal 'n handige hulpmiddel wees vir 'n gesin. Iets soos 'n groot witbord in die kombuis of deesdae ook 'n gedeelde digitale app wat kan tred hou met al die sport en die toetsdatums en die kuiernaweke en die finansiële verpligtinge, sodat dit sigbaar is vir almal. Dit verminder misverstande en laat kinders ervaar dat elke ouer, stiefouers en biologies, hulle tyd en belange ernstig opneem. In die vyfde plek, kom ons soek ook buite bronne van ondersteuning wanneer dit nodig is. Partykeer kan 'n gesinsberader of 'n aanlyn ondersteuningsgroep vir 'n saamgestelde gesin 'n veilige ruimte bied waar hulle kan vra wat partykeer te sensitief is vir al die huislede. Soms is die beste geskenk aan jou gesin juis om professionele hulp ook in te roep. Nie omdat jy misluk of nie bekwaam is nie, maar omdat julle almal in 'n proses van leer en ontdek is. En dan in die laaste punt, wees ook sag met mekaar. Ja, daar gaan foute gemaak word. Niemand is volmaak nie. 'n Stiefpa mag dalk nou en dan te streng optree. 'n Tiener mag dalk stilstype kry teenoor 'n stiefma en rebels optree. 'n Ouer mag dalk soms vergeet watter dag 'n hokkiewedstryd plaasvind. So vra eerder gouer as later om verskoning.
Maak dinge reg waar dit skeefloop en herinner mekaar gereeld, ons is almal nog besig om te leer. Galasiërs 6 sê dit mooi, dra mekaar se laste en gee so uiting aan die wet van Christus, aan die liefde. Wanneer daar 'n gees van verdraagsaamheid is die atmosfeer baie meer opbouend en is lede van 'n gesin meer inskikkelik teenoor mekaar. Ek wil afsluit. So neem vandag 'n oomblik en kyk weer na jou gesin. Ek praat nie net van die foto's met die mooi glimlagte op sosiale media nie, maar na die werklike prentjie. Na die haastige ontbyt in die oggend met die toonbank vol broodkrummels en spatsels melk, met daardie tiener wat loop en grom in die oggend omdat hy te min geslaap het, na die ma wat later as gewoonlik die kos klaar kry omdat sy eers 'n skoolvergadering moes bywoon na werk. Gesinne is nie perfek nie. Dinge is soms onvoorspelbaar en soms krapperig, maar is juis daar waar die heilige en die lewe gebeur. Daar waar ons genadig teenoor mekaar is en waar elkeen voel ek behoort. 'n Mosaïek is vir my op sy mooiste wanneer lig daardeur val. En so werk dit ook met ons gesinne. Hierdie mooi kleure neem verskillende forme aan. Byvoorbeeld die vreugde wanneer 'n stiefboetie vir die eerste rugbyspan gekies word en almal trots is en saam juig. Dalk die saam bid vir 'n belangrike eksamen of ook die saam huil as 'n geliefde oupa of ouma wegval. Elke stukkie mosaïek, die gebreektes en die blinkstukkies, vertel saam 'n groter verhaal van liefde en eenheid. So die doel is nie om 'n perfekte gesin te hê nie. Perfeksie is meestal 'n Photoshop illusie. Die doel is om dag vir dag jou huishouding ook onder God se hand te hou, sodat hy die skerwe kan rangskik in patrone van liefde en sagmoedigheid en hoop. So laat jou huis 'n galery word waar God daagliks ook sy genade kan uitstal. 'n Lewende kunswerk, sodat as iemand volgende keer na julle saamgestelde mosaïek kyk en vra, so hoe kry julle dit reg? Dat jy dan kan glimlag en sê, ons kry dit nie altyd reg nie, maar God is besig om iets moois deur ons te skep. Een stukkie genade op 'n slag. Mooi loop.